Goed, goeiemôre gemeente, goeiemôre kollega. Ja, is lekker om saam met jou hier te wees vandag, David, op hierdie podcast. Baie dankie Joe vir jou ook. Geliefdes, ons is in die 3de week, ons gesels 'n bietjie lekker saam met Dawid en dan in die besonder Psalm 13. Psalm 13, ja. So een van die baie bekende psalms, 'n psalm wat my baie na in die hart ook lê. 'n Psalm wat iets sê van God se hart en ook vir herstel, en dit waarmee ons ook in die gemeente mee besig is in hierdie tyd, David. So ek sien nogal uit om bietjie verder saam met jou dieper te delf oor hierdie teks. Ja, Joe, nee, regtig. Ek dink dis 'n psalm wat baie van ons se lewens raak, en ek dink baie van die mense wat na hierdie podcast luister en onsself ook, ek self ook, het dalk ook al op 'n punt gekom wat ons hierdie bede wil bid, jy weet, van Dawid in Psalm 13. Kan ek die gedeelte vir ons asseblief, lees hom vir ons. So as jy jou Bybel by jou nader het of jou tablet of selfoon, blaai gerus na Psalm 13 toe en dan lees ons hierdie mooi gedeelte saam. Vir die koorleier 'n psalm van Dawid. Hoe lank gaan u my nog vergeet, Here? Die woorde hoe lank steek daar baie vas. Vir altyd. Hoe lank gaan u nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here, my God. Gee my tog nuwe lewenskrag, ek wil nie sterwe nie. Anders sê my vyand, hy het my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan die troue liefde, oor die uitkoms wat u gee, juig my hart, ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy my goed gedoen het. En ek dink, Joe, dis juist die punt, jy weet, regtig, ek dink baie mense het hierdie bede al gebid, hoe lank nog, Here? Ja. En dit is iets van egtheid van hart, nê? As 'n mens mooi dink oor Dawid se lewe, is dat hy met egtheid en daai vraag wat hy vra, is eintlik dat hy heeltemal, hy voel God verlate. Dit is so erg dat dit wat met hom gebeur, en partykeer het ons dit ook al gevra, hoe lank nog, Here? Waar is u? Waar kyk sien u my nog raak? Dit lyk partykeer asof die Here almal anders te raak sien, maar hy sien nie my raak nie, nê? Baie mense voel dit. Jy is so reg, Joe. Jy weet, en dit is in alle fasette van ons lewe. Jy weet, 'n mens vra partykeer daai vraag wanneer jy vasval, sê nou maar in 'n werksituasie of finansiële situasie of in jou huwelik of met familie of wat ook al. En ek dink Dawid het soveel keer in situasies vasgeval en hier het hy oor die 10 jaar lank moes hy gevlug het vir Saul en wegkruip in grotte en wegkruip in die woestyn en hy was heeltyd met 'n klomp onsekerheid te doen gehad en dat hy nie geweet het wat môre gaan gebeur nie. So vir hom, dink ek, was hy in 'n situasie van vasgevaldheid wat vir hom juis hierdie vraag laat vra het, jy weet, hoe lank nog, Here? Ja, hy wat vir my so eintlik uitstaan is die feit dat hy kyk in sy omstandighede vas in die begin, nê. Hy kyk na sy omstandighede en dan bepaal hy eintlik daardie vraag uit die omstandighede wat hy tans beleef. En hoeveel kere gebeur dit nie ook met ons nie, dat ons baie keer kyk na ons omstandighede en dan bepaal ons lewe en ons lewensvrae en alles wat daar gebeur, vind juist plaas daardeur, en deur daardie lens. En maar gelukkig weet ons gaan in die psalm ons nou verder, nê, wat eintlik die mooi daarvan is. Ek hoor jou sê, Joe, dat eintlik is dit 'n fout wat mense maak, is dat ons baie keer toelaat dat ons omstandighede ons emosies en gevoelens in goeters beïnvloed. En dit is wat Dawid ook hier gedoen het. Dat ons baie keer daai vraag vra van hoe lank nog, Here, omdat ons vasgeval is dalk weens die omstandighede van ons gesondheid of ons familie of ons werk of dinge waarvoor ons vir die Here bid en ons kry net die antwoorde en dan begin ons as Dawid eie planne te maak, nee, want Dawid het sy eie planne begin maak, nee. Ja, hy definitief, en ek dink hierdie ding van om te weet, daar's iemand wat agter jou aan is, hulle wil jou lewe neem, nee. En ons weet ook Dawid was 'n man na God se hart. Hy was iemand wat met die Here, hy het saam met die Here gewandel, hy was saam met die Here op pad. En dan gebeur al hierdie goed in sy lewe, en dan is hierdie groot thema's, Here, maar u kyk weg van my af, u vergeet my.
Dis nogal diep. Dis baie harde vrae wat gevra word. Hoe lank gaan u my nog bly vergeet? Hoe lank gaan u nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring, nê? Dis al hierdie vrae van hoe is dit nie baie keer ons lewe ook nie. Iets van daardie godverlatenheid, iets van daai presies die woorde wat aan die kruis ook, as 'n mens nou dit verder vat na Jesus toe, dan dink 'n mens ook dieselfde wat Jesus daar beleef het aan daardie kruis. Vader, hoekom het u my verlaat? Daai selfde woorde wat ook hier van toepassing is in Dawid se lewe. Dit wat jy nou sê, raak soveel punte aan, Joe, want ek dink die hele ding van daai vyande wat agter Dawid aangaan en sy kommer wat hy het, dis nie net 'n fisiese moegheid nie, dis eintlik ook sommer 'n emosionele stuk moegheid en dat hy eintlik in hierdie moegheid van hom, jy weet, met hierdie goeters besig is om te worstel en daar's nie maklike antwoorde op dit nie. En die antwoorde kom ook nie vinnig nie. En ek dink een van die mooi dinge, juis ook met hierdie kruispad wat jy nou van praat, is dat ons juis in die hersteltyd herinner word aan dit waarin Dawid vasgehou het. Ja. Om dit so 'n bietjie meer prakties te maak op ons van toepassing. Dink net vir jouself as jy 'n WhatsApp moet stuur, nê? En ek stuur vir jou 'n WhatsApp en ek het dringend jou antwoord nodig. En jy sien hy word gebloetiek, al twee blou, twee merkies, hy's gelees, maar jy kom nie na my toe terug nie. Nee? Hoe laat dit jou voel? En dit gebeur baie keer, die lewe gebeur, dat 'n mens baie keer sonder baie keer met opset, baie keer bloetiek, en dan kom die persoon nie terug nie, daai gevoel van, daar's nie daai koneksie nie, nê. Dit is eintlik, so ek bring hom so 'n bietjie nader na ons toe, nê, hoe 'n mens moet voel wanneer hy gebloetiek word en iemand kom nie terug nie. Ek dink Dawid moes net baie erger gevoel het as ons op WhatsApp, nê. Ek dink ek is baie keer vir Christine of vir my familie. Ek baie keer is ek 'n kopseer met dit, want ek hou daarvan om vinnig te reply, maar dit gebeur ook in my eie lewe dat ek baie keer nie vinnig reply nie, omdat jy besig is met 'n gebedsessie, of jy besig met mense, of jy's besig met ander goeters, en dan dink jy gaan reply en dan gaan daai tyd dalk langer as wat jy wou laat gaan het, maar en dan gaan jou kop, Joe, nê, en jou kop begin loop en jy begin vra, en ek dink dis wat met Dawid gebeur het ook, jy weet, hy vra vir die Here en hy kry nie dadelik antwoord nie, en sy kop begin werk en hy begin eie planne maak, tot hy by die punt kom om te sê, maar okay, waarin ek moet vashou is daai gedeelte aan God se troue liefde. Ek moet daar vashou. Ja. Ek dink later van tyd het hy nie eers, hy het sekerlik gevoel dat as hy 'n WhatsApp moes stuur, sou dit definitief weer bloedlik gewees het, sou een streepie gewees het en dit sou grys gewees het. Dit is in wat se donker gat hy was, nê? En uit dit uit is nogal een van die verse, hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring, nê? Dit tref my nogal, hierdie woorde, wanneer ons onseker raak, gebeur dit baie maklik dat ons eie planne maak, David. Het dit al met jou gebeur? Ons doen dit almal. Okay. Ja, selfde. Ek moet dit erken. Ons doen ons eie planne, ons maak ons eie planne, en hoe werk dit baie keer vir ons uit? Ja. Ek dink dieselfde geloof en vertroue wat daar by Dawid is daar ook by ons. Jy weet, jy bid tot die Here, jy wil nie besluite aanneem nie, maar sê nou maar daar is 'n werksaanbod wat na vore kom en jy het net 'n sekere tyd en jy bid tot die Here en jy kry nie 'n duidelike antwoord nie, dan maak jy baie keer daai planne. En goed, jy weet, en dan hou jy vas, soos wat jy vroeër gesê het, jou aan eintlik jou eie planne en eie omstandighede rondom jou, wat dan nou jou lot bepaal. Maar iewers moet mense besluit neem. En ek dink die mooi weer van hierdie gedeelte is as Dawid tot daai besef kom en die punt kom, maar sy eie planne gaan nie werk nie, wat wel gaan werk is God se troue liefde. Ja. En daarmee sê ons nie dat ons nie op moet planne maak nie, nê. Nee, glad nie. Want ek meen, as ons nou mooi moet dink, die Here het ook vir ons hierdie wêreld gegee om in te leef, en om hierdie wêreld te bewoon. Ons moet planne maak. 'n Boer moet planne maak, 'n besigheidspersoon moet planne maak, enige persoon aan buitekant, planne is deel van ons lewe. Maar kom daai planne uit jou diep binneste uit, net van jou kant af, want dis wat baie keer gebeur is, ons bring nie die Here, of ons gaan nie na die Here toe en sê, Here, dis hoe ek dink oor my besigheid, of dit is hoe ek dink oor hierdie besluit wat ek moet maak. Maar is dit regtig? Want dit gaan vir my oor geloofsonderskeiding, nê. Om regtig by die Here te gaan stil word en te sê, Here, dit is wat my planne is, ek bring hierdie planne na U toe, is hierdie planne in lyn met U wil, en binne in daai onderskeidingsvermoë dan te kan leef. Ja. Ek dink die woorde wat jy gebruik is reg, daai onderskeidingsvermoë, Jou, wat die Here vir ons moet gee. Hierdie Psalm 13 trigger my in saamwerking met dit wat jy nou sê,
om ook te dink aan die plan wat God het met die wêreld en deur Jesus Christus. En Jesus het op 'n punt gekom wat gesê het, asseblief Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar die Vader se plan was belangriker as sy plan. Jy weet, en dat ons in hierdie hersteltyd herinner word aan dit wat die Vader deur Jesus kom doen het, en dat daai liefde en God se plan daar vir ons almal is, dat ongeag wat in die wêreld gebeur, is daar 'n baie groter plan waarvan ek en jy deel is. Ja. Dit is nogal vir my mooi die feit dat hy hierdie vraag vra, en dan later gaan hy oor na 'n pleit toe, nê? Daai pleit wat hy het is, luister tog en antwoord my, Here my God, gee my nuwe lewenskrag, want ek wil nie sterwe nie. Ja. Anders sê my vyand het my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang, nê? Ja. Daardie woorde is eintlik nogal woorde wat baie sterk met ons resoneer, is dat die woorde dat hy's nie klaar met, jy weet, hy's nie klaar met die Here nie. Hy het nie daai vraag gevra en gestop nie. Hy hou aan worstel, en dit is eintlik wat Israel se naam is. Die feit dat worstel met God. En ons as kinders worstel ook met die Here baie keer oor hoe goeders in ons lewens gebeur of nie gebeur nie, nê. En dit is vir my eintlik so mooi om te weet dat hy verder gaan en hy het hierdie vraag en sê, luister tog en antwoord my, Here my God, en is al vir hierdie skree wat Dawid het op daai oomblik. Gee my nuwe lewenskrag, ek wil nie sterf nie. So hy's regtig op 'n baie slegte plek, en daar's vyande wat gaan oorwin. Hulle gaan dink dit is absolute oorwinning om hom nie meer hier te hê nie. En hy gaan met daardie goed na die Here toe. So sy planne is nou klaar. Hy het genoeg gedoen, hy het genoeg gehardloop. Hy kom nou terug na die Here toe en hy sê, luister tog en antwoord my. En dan kom ons by 'n stukkie hoop uit, nê, daar in vers 6. Ja, Joe, ek dink daai vasgevaldheid van Dawid en hoe hy dit na die Here toe bring, dit is eintlik al sy klagtes en goeders, alles wat hy is, alles wat hy het, word op die tafel gesit. En as alles op die tafel is, dan besef hy eintlik, maar hy kan niks regtig hieraan doen nie, maar die Here kan. En hoe daai hoop dan uitkom, en as hy hierdie hoop begin besef en weet waar sy vertroue lê, dan soos jy nou sê, daai volgende stuk hoop wat oorgaan van hierdie stuk klagte af na 'n stuk juig en jubel toe. Ja, ek het die voorreg gehad om 'n motorfietskursus te gedoen het in Amersfoort. En dit was 'n off-road motorfietskursus met die BMW's. En dit was nogal wonderlik om te weet hoe kan 'n mens nou op 'n grondpad en veral in modder en baie rowwe terrein kan jy nou ry sonder om jouself te beseer. So dit is 'n baie lekker kursus. En ek onthou toe so goed dat die ou wat ons nou opgelei, die instrukteur, vra toe vir iemand, hy wil graag iemand inkry wat gou deur hierdie hindernis moet ry. En natuurlik, ek as jongman is natuurlik eerste in die ry. Ek sê toe nee, ek sal gaan. En ek onthou so goed, hy het vir my gesê, dit was so 'n hindernis met 'n klomp klippe in die pad. Letterlik, 'n klomp klippe. Toe sê hy vir my, ek moet deurry en dan moet ek fokus op die klippe. So ek moet die klippe sien en dan moet ek daarop fokus. En ek ry toe daardeur. Ek het 2 keer my fiets laat val. Nee, hy gaan toe weer deur, maar nou is ek bewe nou, want ek meen om 'n fiets te laat val voor 'n klomp mense en saam met dit jou ego is daarmee heen en jy weet mos nou al daai goed. En wat nogal vir my interessant was, hy sê toe ek wil hê jy moet weer deurgaan deur hierdie hindernis. Maar nou wil ek hê jy moet hierdie hindernis moet jy nou aanpak met erken die klippe is daar, maar kyk op waar jy wil uitkom. En hierdie teks laat my baie dink aan dit. Weet jy, ek het weer deur hom gegaan, David. Dink jy ek het 'n klip raak gery? Jy het nie geval nie. Ek het nie geval nie, maar ek het nie een klip raak gery nie. Dis die mooi daarvan, is die feit dat ek kon deurgaan. So, wat ons daarmee probeer sê is, om daardeur te gaan deur hierdie lewe, is dat wanneer ek op my omstandighede fokus, Yes. en op al hierdie goed, presies dit wat Dawid daar in die begin gedoen het, dan gaan ek elke keer val. Maar die oomblik, wanneer hierdie teksgedeelte net, dit voel vir my, hy lig op om te sê, erken is daar, hierdie omstandighede is daar, en daar gaan omstandighede nooit verander nie, maar kyk op, en kyk waar jy wil uitkom, en dit is die mooi wat ek in hierdie gedeelte baie raak sien, is dat, Dawid kyk op,
Dit is 'n goeie voorbeeld. Dankie vir daai voorbeeld. Ek hou daarvan. So ek is seker die groeigroepe wat ook gaan besig wees met hierdie gaan 'n hele klompie voorbeelde kan deurgee van waar hulle dalk in 'n situasie was van hoe lank nog Here, of waar ons fokus partykeer op ons omstandighede was, of waar ons nie antwoorde het nie, of wanneer ons gefrustreerd raak omdat ons nie dadelik vinnig antwoorde van die Here kry nie. Maar Joe, wat 'n verandering, nê? Ja. Waar kom hierdie verandering vandaan? Ja, hierdie verandering van uitroep, dit voel vir my dis baie sterk die gedeelte van Filippense 4 wat ons so 'n paar jaar terug hier in die gemeente gedoen het. Onthou jy daai reeks wat ons juis gesê het, moet oor niks besorg wees nie, moet oor niks bekommerd wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan die Here bekend. Dis reg. En die God wat vrede gee sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En dit laat my nogal baie dink wat Dawid hier doen is. Hierdie vra, hierdie pleit, hy kom eintlik met 'n pleit en hy sê, Here, moet my nie verlaat nie, ek wil nie sterf nie, hy kom na die Here toe en hy sê al hierdie goed, dis 'n smeking in sy gebed, ek glo dat hierdie Psalm 13 is absolute gebed, so in gebed, in smeking, en dan die mooiste, David het jy gesien, vers 6, wat sê, ek hou vas aan u troue liefde, ja. Oor die uitkoms wat u gee, juig my hart, ek wil sing tot eer van die Here, omrede u aan my goed gedoen het. Wat eintlik daar vir ons sê, daardie dankbaarheid is terugskouend. Om te kan sê, ek hou vas aan u troue liefde. David, hy moes dit al beleef het in sy lewe, nê? Ja, ek dink dit is daai skuif, Joe, van vrees na vertroue toe. En as ons nou jou motorfiets voorbeeld gebruik ook in ons eie lewe en ons hou ons fokus op die oplossing wat God ook deur Jesus Christus vir ons gebring het, is hierdie herstelkwartaal en hierdie herstelperiode waarmee ons nou besig is, ook vir ons skuwe van ons vrese af na vertroue toe vir die Here. Want almal van ons het op een of ander plek of manier herstel in ons lewe nodig. En almal van ons bereik baie keer vir ons in 'n plek waar ons in 'n koeldesak vasloop, of waar ons nie antwoorde het nie, of waar ons onsekerhede het. En dat die Here, deur die Heilige Gees, deur die woord, deur medegelowiges ons help om te skuif van 'n plek van vrees, onsekerheid, na 'n plek van hoop, vertroue, genesing. En dit is 'n groot les van Psalm 13, hè? Presies wat jy nou sê, die Psalm begin met hoe lank, maar eindig, ek wil sing tot eer van die Here. Dit is vir my die mooiste, né? Dit is vir my die mooiste van, presies wat jy sê, die ding van, wanneer ons dit na die Here toe bring, dit voel vir my hierdie gebed, hierdie smeking, hierdie danksegging van dit wat in die verlede al gebeur het, want my danksegging kom absoluut om te weet, dat dit gaan nie dalk nou goed nie, maar ek kyk terug op my lewenspad, en ek besef, daar is 'n klomp klipstapelings, wat ek kan sê, maar hier was God teenwoordig. Dit was nie lekker nie, maar God was hier. En dis presies wat met Dawid ook gebeur het. Na al sy eie plannetjies, na al sy dinge wat hy probeer doen het, kom hy terug na die Here toe, hy smeek, en hy kyk terug op sy lewenspad, en hy besef eintlik, maar dis wat vir hom hoop gee, dat die God wat in die verlede deurgekom het, is steeds die God wat vandag deurkom, is steeds die God wat môre gaan deurkom, en ook in die toekoms. Ek hou vas aan die troue liefde, oor die uitkoms wat u gaan bring, juig my hart. Dit voel vir my, hy is amper hier so half van hierdie konflik wat hy in leef, hierdie plek waar hy is met die Here en met homself. Kyk hy verby dit, en hy sien eintlik alreeds die uitkoms, en dis geloof, né? Ja, jy sê dit mooi, weet die klip in jou verlede, so daai skuif van vrees na vertroue toe, die verandering wat plaasvind, die hoop wat kom, dat God nie net in die verlede by hom was nie, maar soos jy inderdaad ook sê, die uitkoms wat God gaan bring, beteken dat God was al reeds in die toekoms. So, dit is ook vir ons, wanneer ons in 'n situasie is, hoe lank nog Here, te weet, ons tyd is nie sy tyd nie, ons gedagtes nie sy gedagtes nie, en op sy tyd sal hy doen wat gedoen moet word. Maar Joe, ek dink hierdie is 'n fantastiese gedeelte in hierdie hersteltyd, want miskien is daar van ons luisteraars wat hier is, wat nou nog in 'n situasie sit, wat hulle dalk, jy weet, verkeer in die vraag van hoe lank nog Here, en ek is seker hierdie Psalm help vir ons baie met dit. Ja, definitief. Wat 'n verandering. Hy beweeg van verskillende kante af. Kom ons help mekaar so 'n bietjie, waar begin hy en waar eindig hy? Gaan jy ons 'n bietjie kan help daarmee, David? Hy begin by van klagte, na lofprysing. En van vra na vertroue. En dit is vir my mooi, van moedeloosheid, hy is absoluut moedeloos, na hoop. En van kragteloosheid na lewenskrag.
Ja, dis mooi, né? En dit is vir my so mooi om te besef dat hierdie Dawid, is my voorreg om vandag met jou te gesels. David met oor Dawid, né? Dis 'n mooi tema. En dit beteken geliefde. En dit bring ons terug na die liefde wat Dawid vir God het, maar nog meer die liefde wat God vir hom en vir ons het. Ja, en ons weet ook dat Dawid was 'n man wat ook van foute gehad het. Ek meen ons lees van sy foute, sy gebrokenheid, maar steeds kies God. En ek dink in hierdie hele reeks waarmee ons by die gemeente mee besig is, besef ons dat God kies steeds mense om sy storie verder te skryf in hierdie wêreld, nê? En verder te leef in hierdie wêreld. Gebroke mense, mense met foute, maar mense wat herstel word, opgerig word. Dit voel vir my, dit is so mooi daai gedeelte, ook 'n psalmteks wat juist daarin sê dat God is die een wat wanneer ons in die moeras van hierdie lewe verkeer, is hy die God wat oor ons buig en die God is wat ons optel. En ons weer op 'n vaste rots laat staan en ons weer 'n nuwe loflied sal gee, 'n nuwe loflied vir hom. So daardie teks laat my ook nogal baie dink aan hierdie teks, om te besef dat God is die een wat oor ons buig, die een wat ons optel, die een wat ons herstel, die een wat vir ons weer op 'n vaste rots laat staan, daar waar ons nie kan wankel nie, en dan gee hy vir ons 'n nuwe loflied, soos wat Dawid hierso ook van skryf. Dawid word ook genoem 'n man na God se hart. En dat ten spyte van sy foute, sy vasgevaldheid, sy vrae, sy onsekerheid, sy klagte, sy situasie waarin hy hom hoeveel keer in bevind, laat hy toe dat die Here die verandering in sy lewe bring. Hy laat toe dat die Here hom optel, hy laat toe dat die Here hom op 'n beter plek plaas. Hy bly nie net op sy eie insigte vertrou nie. Jy weet, en ek dink in hierdie herstelpad is dit een van die groot dinge wat ons moet doen, is deur as ons vasgevald raak, te besef ons kan nie op ons eie insigte vertrou nie. Ons het regtig die Here se pad en wil nodig. En ek dink binne in die gemeente Joe het ek dit hierdie jaar op soveel plekke in die gemeente beleef, met boontoe, met die gemeenteraad, met pastoraat, met sterftes, met ons begeleidingsspan, met die uitvoerende span, met ons uitreike, elke keer hoe die Here die uitkoms bring in situasies, en jy staan net verstom, né? Dan juig ons. En dit is die mooi daarvan, is die feit dat, ek meen, ons het ook nou, besef ook nou met ons luisterproses wat ons in die gemeente ook baie sterk, jy weet, begin het om te luister na mense se harte, het ons ook besef, ons weet nie hoe die uitkoms gaan lyk nie, maar ons weet dat God is reeds in die uitkoms. Ja, presies. En daarin moet ons ook op 'n punt kom, en ek dink dis waar Dawid gekom het, is om eintlik maar af te klim van sy eie troon af. En te sê, maar Here, nou gee ek weer, want dis wat baie keer, wie sit op jou stoel van die lewe? Is dit jouself, of is dit God wat daar sit? En jy is die een wat voor hom buig en sê, nie my wil nie, maar u wil. Nie my koninkryk nie, maar u koninkryk. Nie my agenda nie, Here, maar u agenda en u missie in hierdie wêreld. En dit is wat ek dink Dawid baie sterk vir ons eintlik na vore bring as karakter. Is iemand wat veerkragtig is, iemand wat vashou aan hoop, iemand wat eg is. Want ek dink baie gelowiges leef nog vandag in 'n wêreld waar ons sê ons kan nie God bevraagteken nie. Hier is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Hoe lank nog, Here? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak? Hoe lank gaan U nog vir my wegkyk? Daarin kan ons vir die Here vra. Eg eerlik, maar ons moet nie vra en dan loop nie. Ons moet aanhou bly besig wees met die Here. Aanhou bly worstel, aanhou bly vra. En dan hopelik daaruit gaan ons oë opgerig word om nie die klippe raak te ry nie, maar eerder deur te beweeg en God se uitkoms te kan sien aan die einde. Jou fokus te bou. Joe, dankie, dit was baie lekker, die podcast saam met jou. Ek dink, uitstekend. Dit gaan hier nie net, ons het regtig die voorreg om goeie kollegiale verhoudinge te hê, en dit gaan nie net oor ons verhouding met mekaar nie, maar dit gaan ook hier oor die verhouding wat God hier met Dawid gehad het, en Dawid met God, en mag julle ook in julle groeigroepe, en mag die gemeente ook as sulks, mag ons fokus reg behou, en ook deur Dawid leer om vas te hou in God se troue liefde en genade. Julle moet 'n pragtige dag hê tot ons volgende podcast. Daar's hy. Dankie David. Cheers. Baie dankie, Joe.